hele Washington is gedesign as 'n vrymesselaar uitgelê. En daar het ek verval in die ware lewe van sonde. En hier, dis niks teen wat daar aangaan. En toe ek Boston toe New York, 1,5 jaar, 1 jaar, en toe land ek in Chicago. Vir 12 jaar. 12 jaar. Ja, en al die Duitsers wat die Tweede Wêreldoorlog ontsnap het, tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorlog ek dink selfs al voor die Eerste Wêreldoorlog, het Chicago toe gemigreer, want die Chicago het afgebrand in laat 1800s, 1890 miskien, helemaal afgebrand. En ek het gesien hoe Amerika se kultuur van toe ek al aangekom met George Bush na waar dit was toe ek al weg is in 2020. Net toe Biden weer inkom. Suid gegaan. En dis nie net die kultuur nie. Ek het dit begin agterkom hier by die laaste paar jaar toe Black Lives Matter begin uit. En eers as ek daar in die straat met Black Lives Matter. Ek was by die March of Lives teen gun rights. Daar was 1 miljoen mense. So jy het party. Ek was helemaal. Maar dis great, want dit kom nie nou van 'n outsider regtig af nie. Dit kom van iemand af wat in dit was en deel was van dit en dit is soveel meer valuable vir my. So sou jy sê jy was left daai tyd? Totally far left. Want ek het gepraat soos die woke mense nou praat. Ons het gepraat van die flyover states, jy wil nie naby die Bible Belt gaan nie. Hulle praat so. Die visions in Amerika is baie visible, baie wat vir my die punt wat ek weer maak is hierdie areas is ook super woke. Hulle gaan net oor hulle apologize heeltyd vir hulle self, maar hulle skort hulle self af daarbo. So dat dieselfde narratief daar is wat hier aangaan. Alles gaan oor ras. Dis wit mense wat die narratives dryf. Dis nie die Hispanics of die swart of die. Ek is definitief 'n conspiracy theorist, maar ek kan dit alles bevestig, want ek het dit ervaar. Dit was nie daar toe ek aangekom het. Môre julle, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is altyd 'n voorreg om hier te wees. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Adrian Venner-Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal en hierdie kanaal bestaan om mense te bemoedig, die waarheid te praat in liefde en om stories te deel. Dis waaroor dit vir ons gaan en ultimately om vir die Here eer te bring vir wat hy doen in ons lewens en soos ons gesê het, die waarheid van sy koninkryk bloot te stel en mense bloot te stel daaraan. En ons is 'n aanlyn bediening. So ons waardeer dit dat jy selfs hier is. Elke kyk, elke like, elke comment, elke share help ons om hierdie video vir meer mense te kry. So terwyl julle hier is, asseblief doen enige een van daai goeders en want dit help ons natuurlik. En as julle ons wil ondersteun in ons bediening, is julle welkom om ook so te doen. Al die details is hier onder in die description. Maar nietemin, vanoggend het ek vir Johannes Swanepoel by my. Nou, dis weer eens een van daai gesprekke wat ek ken vir Johannes glad nie. Ek het hom op Facebook teëgekom verlede week, een van sy kort video's gesien en ek het uitgereik na hom toe, ek het gehou van wat hy daar sê, hy het gepraat van grense en hoe die Bybel, hoe grense nie noodwendig nie Bybels is nie, want dit is wat baie mense dink. En dit is een van die goed wat ons wil aanspreek op hierdie kanaal, is om vir mense die waarheid te bring, maar ook die waarheid rondom die waarheid. Jy weet, ons misgis baie keer Bybelverse, Bybeltekste en goeders, en ons gebruik dit uit konteks uit. En hy het iets gesê oor ons land, wat ek mee saamgestem het, en wat ek aanklank mee gevind het, en ek het uitgereik en van vra, ek het die show, stel jy belang om op te kom, ek het gesien hy is in Pretoria, en hier sit ons nou, nie eers 'n week later nie, en Johannes is hier by my. So welkom man, lekker om jou hier te hê. Dis 'n voorreg om jou hier te hê, en ek het so 'n paar van jou video's gaan kyk, maar ek het hierdie gewoonte in my show, dat ek nie te veel wil weet oor die persoon nie, dat ek saam met die mense wat kyk vir die eerste keer, kan
jy weet realisties reageer en nie maak of ek nie weet waarvan jy praat nie. Ek wil regtig nie weet waarvan jy praat nie, maar ek weet jy's 'n kind van God en jy's lief vir die Here en jy's lief vir die Bybel en dis al wat vir my, dis die belangrikste goed vir my. En maar ja, voor ons verder aangaan, geef ons 'n bietjie agtergrond oor wie jy is en waar jy vandaan kom en hoe jy is waar jy nou, weet, hoe jy gekom het waar jy nou is. Okay, so ek is net 'n kind van God in die laaste paar maande. Okay. Ek is 44, word nog 45 en dis 'n nuwe ding vir my. Okay. Ek het 'n ervaring gehad. Okay. Asof ek omsingel is deur 'n gees. Yes. Ek weet ek kan dit nie regtig in woorde verduidelik nie. Maar ek het 'n oomblik gehad waar alles net oor my gekom het, een slag. Yes. En ek kon al my geskiedenis en al die goed wat verkeerd gegaan het in my lewe en al die goed wat ek gedoen het, skielik net baie duidelik, was daar net vir my gesê, jy moet begin praat. Sure. Ja. Sure. So, niemand ken my nie, want niemand ken hierdie nuwe persoon nie. Ja. Niemand. My ma's pastoor. Yes. Ons familie het soort van bietjie geskatter. Hoorie Janus, sorry. Janus het vir jare lank in Amerika gebly. Ja. So as hy Engels bietjie oor gaan skakel, Engels te verskoon hom, want die ou is gewoond aan Engels, so ek wil ook net vir jou toestemming gee. As jy vashak met die Afrikaans en jy wil switch Engels toe, is jy welkom. Okay, so hierdie is 'n nuwe ding vir my. Laat ons daar begin. Yes. Nou kan ek vir my geskiedenis. Yes, asseblief. Groot geword in Kempton Park in die 90s, Ja. 80s, 90s. Yes. En soort van 'n lewe van sondige kiesie van 15 af al. Yes. En toe ek 17 is, wil ek net uit die land uit. Dit was net te klein vir my. Ek was agter die groot liggies van. So 17. Ja, Toe jy weg. Londen toe. Eers Londen toe. Okay, yes. En dit was nog daai 2 jaar wat jy nog daai visums kon kry. Ja, ek onthou, daai tyd was dit soos die hele ouens wat klaar gemaak het met skool, gaan Engeland toe gaan werk vir 'n jaar of 2. Ja. En daar het ek verval in die ware lewe van sonde. En hier, dis niks teen wat daar aangaan. Ek kan nie imagine. So ek het Engeland gesien, Londen, toe dit ek dink op sy hoogtepunt was. As jy nou na Engeland kyk. Ja. En dit is so ek weet ek moet praat. Yes. Want ek is toe daar weg, wanneer die Twin Towers is geattack. Okay. En ons visas was allemaal net gekanselleer. Ek moes terugkom Suid-Afrika toe en dit was vir my die ergste. Ja. Nou as ek terugdink, was dit die beste ding. Maar toe ek daar was dit vir my die ergste ding, nou moet ek terug aan Suid-Afrika toe. Ek was so teleurgesteld daaroor. Kom ek maar terug en doen, maak ek my matriek klaar, weer dan in college. Ek gaan begin my graad doen, risikobestuur. En dit is net 1 jaar. Toe kry ek 'n werk. Ek het nog eens daar geswak en toe kry ek 'n werk. So stuur hulle my Amerika toe. Okay, cool. So toe so van so Hoe oud was jy toe nou? Sorry? Nou is ek 21 of wat? 23. Okay, ja, 23 daar. En hulle stuur my op seker 3 maande hier pad soontoe en terug en toe op 'n stadium stuur hulle my vir met 'n bestuursvisum wat jy daar hou. Yes. En van daar af het ek toe nou 'n paspoort, 'n groen kaart gekry. Okay. So hoe dit dan toe die eerste keer gaan het ek geweet ek gaan nooit weer terugkom nie. Ja. Ek wil net daar bly. Yes. En Amerika is 'n wonderlike plek en toe ek daar aankom was dit nog iets anders. Jy weet, ek het eers in Washington DC gebly. Okay. Washington DC is die politiese die political hub van Amerika. So almal wat my daar ken is almal in politiek. Politics, lobbying, lawyers. Dit is die. So wat het jy daar gedoen? Sorry. Ek is in sagteware. Risikobestuur en sagteware risikobestuur. En dit was baie lekker, ek mal vir Washington DC, maar ek rede kom ek sê, al my geskiedenis is belangrik, want Washington DC het ek geleer, toe ek daar was, eers later eintlik, maar ek het dit nog ervaar, want ek het na al die monumente toe gestap. Ja, dis honeymoon phase, nee, alles is nuut en wow en groot. Die hele Washington is gedesign as 'n vrymesselaar uitgelê. Al die monumente, al die obelisk en alles is Roman
ancient Roman architecture that resemble daai ancient Rome. Yes. Wonderlike plek, ek het mal gewas in DC. En toe ek Boston toe New York, 1,5 jaar, 1 jaar, en toe land ek in Chicago. Okay. Vir 12 jaar. 12 jaar. Ja, en dit Wat was jou favourite? Net so op 'n Chicago side is by verre die mooiste plek. Dis ons gaan nou oor die kultuur praat. Yes, Vir die stad. Die stad is 'n mid-century modern marvel. Weer eens, al die Duitsers wat die Tweede Wêreldoorlog ontsnap het tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorlog is, ek dink selfs al voor die Eerste Wêreldoorlog, het Chicago toe gemigreer, want die Chicago het afgebrand in 1800s, 1890 miskien, helemaal afgebrand. Dit het gelyk soos Parys. Sure. Ook al. Ja, kyk, Chicago helemaal afgebrand. Die Duitsers het toe getrek en hulle het al die mid-century Bauhaus movement begin en al die geboue is mid-century modern. Ja. En hulle het hierdie fases van mid-century modern argitektuur daar begin. Dis waar ek dink die Bauhaus movement begin in Chicago. Ek dink dit is waar modernism gevlam gevat het in Chicago as gevolg van die Europeërs wat die oorlog. So en is rebuilding is nie alles nie. So die hele stad is hierdie ou gebouetjies. Dit lyk soos 'n ou Europa, ou Engeland. Yes. Maar downtown Chicago lyk soos heavy modern. Ja, as jy daar gaan rond, jy weet hulle toere daar oor die argitektuur, hoe kom dit so, dit reflect die geboue reflect mekaar, dit reflect die water, want is alles op water, dit is pragtig. Yes. Ek het al gehoor, soos ek nou vir voorheen sê, die Michigan. Hulle noem die Magnificent Mile. Okay, yes. Ja, my vrou was daar en so haar suster is 'n CA en as jy kan mos 'n convent gaan doen vir 6 maande in 'n ander land as jy nou swat of as jy nou jou articles doen of whatever. Ek weet nie presies wat hulle dit noem nie, maar dit sy nou vir 6 maande in Chicago gaan werk. Wat sê sy? Mooi. Nee, I love it. So my vrou het toe nou vir 'n maand by haar gaan kuier in Chicago, haar laaste maand. En toe het hulle nou New York en San Francisco en sulke plekke ook gaan sien, maar sy sê Chicago, hulle was 2 weke in Chicago en sy het dit was soos haar favorite plek, Dit is regtig, dit is waar ek dink baie as Suid-Afrikaners sal gaan soen toe dink ek, of hulle gaan nie soen toe, dit is baie koud, maar hulle behoort soen toe te gaan, is baie soos die hele Midweste van Amerika is baie soos Afrikaans mense. Yes. Meer maar dis nogal weird, want Chicago is nou een van die mees wokeste. Ek sê maar anyway, gee die kultuur vir hulle. Nou ek is nou daarvan, ek dink 2005 min of meer. Yes. En ek het gesien toe ek aankom, toe was dit nog George Bush. Ja. En toe was die Obama, die hele verkiesingsscenario het uitgespeel daar. En ek het daar aangekom en gesê, hoorie maar, hierdie ou is nie, die woord wat ek gebruik is, he's not representative of the majority in America. Maar hulle wou hom hê. Daar was en dan sê hulle vir my sê, he's South African, he doesn't get it. Asof mense wat nie van Amerika afkom, kan nie verstaan hoe politics werk. En dit was die mindset gewees in Amerika. Yes. So ek al aangekom het, kon ek baie duidelik sien, he doesn't fit. Ek kon dit nie mooi beskryf, maar hulle wil hom almal gehad het, en die hele land het vir hom gestem. Die hele land, die meerderheid. En hy is toe president, so ek was daar vir Obama, eerste jaar, eerste term, tweede term, toe Trump? Ja, 2016. Okay, so ek was gedurende daai tyd daar. Ja. En Brexit, al hierdie goed het gebeur, en ek het gewerk vir 'n maatskappy wat ek het baie gereis na Parys toe, reg oor Amerika, reg oor Kanada, Australië, hele Europa. So ek het die hele tyd soort van gehoor wat aangaan oral. Ek was daar vir Brexit, die gedurende Brexit, en ek het gesien hoe Amerika se kultuur van toe ek aangekom met George Bush na waar dit was toe ek daar weg is in 2020. Net toe Biden weer inkom. Suid gegaan. En dis nie net die kultuur nie. Dis die narratief, die omgewing, die values het verskriklik. Maar onthou nou ek is nou
ek het nou Ja, die jy is lewe van sonde so vir my. Ek sien nie daai. Yes. Ek het dit begin agterkom hier by die laaste paar jaar toe Black Lives Matter begin uit. Okay, yes. En eers as ek daar in die straat met Black Lives Matter. Ek was by die March of Lives teen gun rights. Daar was 'n miljoen mense. So jy het party. Ja, ek was heeltemal. Maar dis great want dit kom nie nou van 'n outsider regtig af nie. Exactly. Dit kom van iemand af wat in dit was en deel was van dit en dit Ek is soveel meer valuable vir my. Ek het die top aangehad. Daar was 'n klomp van ons wat saam gegaan het. Ons het almal getravel Washington DC toe vir die March for Lives Against Gun Violence. Daar was 'n miljoen mense daar. Ja. En ons het almal ek dink my net gesê, I can't believe we're still protesting this shit. So Ja, dis van. Maar want toe ons daar was, het die school shootings net begin. Elke week was daar skerp. Nie net elke, ek dink as ek mooi onthou, dit was amper elke dag. Ja, want ons hoor nie van alles. Nee, dit was amper elke dag, maar dit was nie net was nie altyd so groot dat dit so nuuswaardig was en soms was net een persoon. Nog steeds erg, maar dit het regtig so geeskaleer dat daai rally was almal het ingekoop in daai rally. Al die links is. Yes. So sou jy sê jy was left daai tyd? Totally far left. Want ek het gepraat soos die woke mense nou praat. Ons het gepraat van die flyover states, jy wil nie naby die Bible Belt gaan nie. Hulle praat so. Die mense aan die ooskus en die weskus van Amerika praat van dis die flyover states, alles in between. Jy land nêrens, jy wil nie daar afkom nie, dis die Bible Belt, Bible pushers, Bible bashers. Ja. Yes man. Ja, so. Dis crazy, maar ja, let's go. So as jy in daai stede bly, Chicago, Philadelphia, New York, Washington, Miami, LA, en aan die ander kant LA, San Diego, Portland, Vancouver, Seattle, daai plekke is heeltemal God verlaat. Daar is nie, ek dink ek het ooit mense daar ontmoet wat enigstens gelowig is nie. En die hoe dit nou lyk is Chicago byvoorbeeld is so op die meer. Dan is dit so halwe maan. Die boonste deel is alles baie ryk. Meeste maar wit mense en Jode by daarbo. Die res dis baie divided. Baie meer so as hier. So hierso sê ons ander kan die treinspoor, daar sê hulle ander kan die rivier. Want daar letterlik die trein gaan hier. En jy kan nie oor die treine loop nie. So jy kan nie aan die ander kant kom tensy jy Berlin Wall op die trein klim, downtown gaan, om die loop gaan en dan 'n ander trein vat en na die ander base. En mense het die karre nie, dit vat te lank, dit is ver. Karre is duur. So hulle kom net nooit daar nie. Hulle kom nie eintlik in mekaar se neighborhoods nie. Hulle doen in die somer, maar dit dan is daar jy weet, ek wil nie te veel in die ras storie ingaan. Ek sê maar die visions in Amerika is baie visible, baie wat vir my die punt wat ek weer maak is hierdie areas is ook super woke. Hulle gaan net oor hulle apologize heeltyd vir hulle self, maar hulle skort hulle self af daarbo. So dieselfde narratief daar is wat hier aangaan. Alles gaan oor ras. Maar ons is kind of van die growing pains van dit. Ek het baie hieroor gedink. Wat is die verskil tussen Suid-Afrika en Amerika? Die ras narratief is presies dieselfde en dit is net so vals. Dit is not reality. Dit is 'n vals narratief. Ja, absoluut. Dis 'n leuen, Dit is 'n leuen, maar die seks narratief in Amerika is baie die ideology, gender ideology. Dit is maar al is geslags ideologie en seks ideologie. Feminist ideologie is baie meer elevated as hier, maar ek bedoel hierdie goed is alles leuns. So dit maak nie regtig saak wat die een is nie, dis alles leuns. So dit maak nie saak in ons land is dit die rasnarratief. Maar die geslagsnarratief het nou hier ingekruip, die feminist narratief bestaan ook hier, maar nie die ras is maar die grootste ding, maar dis maar om die populasie lyk so lyk. Kan ek net sê, nê? En ek weet ek gaan hate kry vir hierdie wat ek nou gaan sê. Maar
hierdie goeders is baie groter in Amerika, juis as gevolg van die populasie. So die populasie in Amerika is, ek dink 13% is African American, en dan die res is maar is Hispanic en wit, né? Ja. So, maar wit is nog steeds die grootste populasiegroep in Amerika. Ek dink hulle sê nou, hulle is, ek dink is nou net so oor 50, misschien 55%. Ja. Dit is wat hulle sê. Dis wat hulle sê, maar ek wil net sê, dis wit mense wat die narratives dryf. Ja. Dis nie die Hispanics of die swart of die, kyk daar obviously kom maar later, sê nou maar soos met Black Lives Matter, is iemand push die narrative en daarso is 'n face-off, right? En dit was nou hierdie een vrou gewees wat toe eintlik maar haar skip het gesink, want sy het 'n groot high life begin leef. Maar wat ek net wil sê is, ons sien dit nie so erg nie, want Suid-Afrikaners, die klein bevolking van Afrikaners wat die is, en ons is nie noodwendig almal Afrikaans nie, maar ons Engelse wit mense en Britse en whatever. Maar ons is baie konservatief en ons is eintlik baie private. So ons like it we stick to our own thing and we do our own thing and that's it. Right, ons raak nie so involved in politics nie, want daar was nie regtig rede vir ons om betrokke te raak aan nie. Maar nou is ons op 'n punt waar ons obviously, want Amerika beïnvloed die hele wêreld. So toe Amerika begin het met hierdie narratives wat gepush word deur wit mense. Ek lag so die ouens wat ek kyk almal, want ek probeer soos om almal se oogpunte in te sien. Ek kyk mense aan die links, ek kyk ouens aan die regs. So ek kyk nie net Tucker Carlson byvoorbeeld nie, net om vir mense konteks te gee. Ek kyk ander ouens ook wat either liberal is of far left is of wat noem jy die ouens wat independents is. En dan obviously my right commentators. Maar hulle almal sê dieselfde ding. Die een ding waaroor hulle almal kan saamstem is hierdie narratief word gedryf deur wit vrouens hoofsaaklik. Ja. En dit is scary. Ja. Maar in elk geval, sorry. Maar die hele, okay, ek wil net sê, ja. Ek dink agter dit sit iets baie meer ja. sinister. Ja. Maar hulle vat conspiracy. Is definitief, okay, maar, nee, maar dit is ek 'n conspiracy theorist, dat ek het sê, ek is definitief 'n conspiracy theorist, want, maar ek kan dit alles bevestig, want ek het dit ervaar, dit was nie daar toe ek aangekom het. Ja. Almal was baie happy toe ek aangekom het, maar toe Obama daar aankom, met die narrative van, why don't you like a black president? Why can't he be black? Dit is waar dit begin het. Het alles net suid gegaan daarna. Ek gaan dit nou verduidelik. En dit gebeur hier ook. Ek dink wat hulle doen is hulle vat advantage van jong meisies, want Frans gaan nie van hou as ek dit sê nie, maar dit is, jy moet bietjie gaan ondersoek instel hoekom dit so is eintlik 'n psychological reason vir al hierdie goeders. Wit vrouens is baie meer jy kan hulle makliker manipuleer. Ja. Ongelukkig. Ja. En daar's 'n rede hoekom God sê daar moet 'n familie unit wees. Ja. Want die man, ons is anders. Ja. Ons is nie dieselfde as vrouens nie. Ja. Ons dink nie dieselfde nie. Ons het nie dieselfde liggame. Ons hele being is gedesign vir iets anders as 'n vrou. Ja. Okay, en ons is baie meer black and white. Ja. En waar vrouens is baie meer sien die volle spektrum. Ja, en hulle caretakers. Ja, hulle is veronderstel om so daai caretaking, meer emosioneel, meer aware, meer empathy is daar om die kinders te beskerm teen outside forces. Die mans is daar om die familie te beskerm, fisies. Ja. So as jy daai afbreek, wat hulle doen, dis eintlik wat absolutely, dis waar dit begin. Dan begin vrouens afwyk en hulle begin voel, ja maar, I don't need a man. Jy weet, en nou, dis wat jy nou sien daar in Amerika. Vrouens trou nie, hulle het nie kinders nie, hulle het werke en hulle haal hulle haat op mans by die werk uit op mense. Alles moet nou, jy moet nou die hele tyd considerate wees of wat sê ek nou iets verkeerd, want daar's 'n vrou present. En dan as jy dit doen, dan haal hulle jou uit. Hulle vernietig jou jou career. Ek was toe daar was ek meer as een keer
ervaar, hoe iemand nou per ongeluk vir 'n vrou gekyk het of gevat het of wat ook al. Nou nie vat soos wat ons nou dink, totally inappropriate touching nie, net she felt like he was doing it. Dan kan hulle daai destroy. Fire in Amerika kan ons net iemand fire. Ja, ek kom een dag en ek kan sê sorry but we no longer need you, can just leave your laptop there. Yes. Goodbye. En dit is hoe dit werk daar. Sure. En daai kultuur, daai toxic femininity. En dan wat hulle ook nou gedoen het in Amerika is hulle flip it around, hulle sê masculinity is toxic. En dis nie net true toxic, it's nie net evil men, dis all men are toxic. All masculinity is toxic. So net soos all white people are racist. Yeah, all white people are racist. All men, masculinity is toxic. Gays can do whatever they want. Hulle kry 'n hele maand se gay pride waar hulle jou kan afshow by die werk en die werk moet almal dit adverteer by die werk, jy weet die flaws oral gewees. En natuurlik toe ek nou laas dan was daar's partytjies en clubs en goed so, dis fun en ek was deel van hierdie. Ek het ingekoop in hierdie hele ding. So toe ek daar was dit nie vir my 'n probleem nie, maar nou as ek teruggaan en ek wow, al die ander mense. Die die meerderheid, by verre. Hoe moeilik dit vir hulle moes gewees het om hulle self in te hou en net te gaan daarmee, want as jy iets sê, dan sê jy nie moeilik sê gefire, Crazy, ou, en daai Peter Drucker, hy's 'n business coach. Peter Drucker. Hy het so 'n boek geskryf en ek kan nie die boek se naam onthou nie, maar in elk geval in sy boek sê hy een van sy quotes waarvoor hy famous is what you tolerate will later dominate. En dit is presies so. Dit is presies so en dit is hoekom die Bybel ook so is soos intolerance teenoor sin. Want as ons dit tolerate en ons sien dit, jy weet jy tolerate kom ons gebruik nou homoseksualiteit as 'n voorbeeld. Jy tolerate soos die NG Kerk in Suid-Afrika tolerate gay predikante. En is soos nie jy weet en dit het altyd begin of dit het begin, jy weet, by ons soek net ons eie regte. Ons wil net kan trou en families kan jy weet eintlik hulle het net gesê ons wil net kan trou. Dit was die eerste ding. En toe hulle soos okay, jy weet dis nie so harmvol nie. Dis fine. Julle kan trou. Dis cool, die staat sien dit as 'n legitimate legal marriage. Die kerk sien dit obviously nou nog steeds nie so nie, maar dit het begin daar. En dis soos daai hele ding van wat jy nou sê oor toxic masculinity is eintlik 'n smoke screen vir hoe toxic femininity is in Amerika. Exactly. En is daai hele ding van ons begin baie subtiel, ons soek net hierdie een ding. Right, en dis soos jou kind wat ek het nou kids, so ek gebruik hierdie as 'n voorbeeld, my laaitie wat hier inkom, hulle mag in die week glad nie YouTube of games of enigiets nie, verstaan, is skoolaktiwiteite en dan op die naweek dan laat ons hulle nou toe om daai goeders ook te doen. Maar dan sal hulle sê nou maar hier Woensdagmiddag, dan kan jy sien die onttrekkingssimptome raak nou groot en dan Woensdagmiddag dan kom hulle dan vra hulle my nou, kan ons net vir 10 minute game speel? Maar die ding is daai tolerance. Soos as ek nou ja sê en dan is ek nou cool vir 'n halfuur en dan vat ek dit weg en haat hulle my in elk geval want dan sê ek vir hulle okay, julle 10 minute is verby. Of ek sê nee en hulle weet daar's 'n reël. Hulle gaan my nie volgende week weer kom vra nie of hulle gaan dalk, maar hulle gaan weer dieselfde antwoord kry. En nou hier na week 3 gaan hulle my nie weer vra nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis daai ding van hy sê ook, jy weet of nie Peter Drucker nie, maar daar's 'n ander ding wat sê as ons kerk as opsioneel sien, gaan ons kinders dit as nie belangrik sien. En dis een ding wat ek baie al op hierdie show gesê het met my pa is, want ek was ook in die party culture, ek sal nie sê ek was ooit links gewees nie, maar ek het geparty, right? Ek het nie, I didn't care, dit was al wat ek wou doen, as as maandagoggend Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Ja, maandagoggend begin ek reël aan die volgende aan donderdag aand of woensdag aand se partytjie, verstaan, en dit was my lewe gewees vir lank. En ek was in rugby, ek het vir lank in rugby gewerk en in rugby is 'n baie toxic environment. Drink. Alles. Seks, drank, prostitusie, alles, verstaan, dis 'n erge. Sorry vir my ex-rugby kollegas wat hierdie kyk, maar nog steeds, dis daai hele ding van ek was ook in dit. Maar
as Sondag kom, het ek kerk toe gaan. My pa het vir my gesê, solank as wat jy by my bly, it's not an option, dude, jy gaan kerk toe, geen nie om of die pastoor jou uitjaag, omdat jy so stink na drank en goed nie, jy gaan kerk toe, en dit het my lewe, ek is nou soos, ons gaan kerk toe, verstaan jy, so dis is my afgeval, is net om my punt te bewys, maar dit was so baie goed nou, eintlik om iets oor te sê, die eerste ding is, dit is 'n bietjie genoeg vir my geskiedenis, dis dan my geskiedenis, jy verstaan. Dis cool, ek like it, ja. Ek gaan net eindig om te sê, ek het alles verloor in Amerika, alles, ek het 'n lekker besigheid gehad, lekker geld gemaak, ek is baie driven, ek het seker 11 professionele certificates, ek het meestersgraad, Universiteit van Chicago in bedreiging en reaksiebestuur, science, en dis 'n research degree gewees, ek het saam met polisiemanne weer staatspolisie, die Federal Emergency Management, FEMA, nurses, doctors, firemen, daar het ek by mense geswaat. Multidisciplinary research degree, oor allerhande goed van terrorism tot anti-terrorism, hoe om pipelines te protect, hoe om policy te maak vir sekuriteit. En so kan ek sê, al hierdie goed, en net daarna het verloor ek my besigheid en ek moes terug om Suid-Afrika toe. Ek kon nooit daai graad eintlik gebruik nie, vir 5 jaar lank research gedoen. Terwyl ek ook werk en vlieg reg oor die wêreld. Dis 'n highly driven person gewees. En toe dit gebeur, toe val ek uit die bus uit. Heeltemal verby. Kon nie regtig meer funksioneer nie. Teruggekom Suid-Afrika toe, net met die sak. Uit noodlottigheid uit. Jy moes terugkom of? Nee, ek moes, die opsies was, daar was riots reg oor Chicago, reg oor Amerika. Dit was nie in julle nuus nie, toe ek aankom, toe wil niemand my glo nie. Die hele land het geriot, al die major cities, Antifa. Dis voor my oë begin oopgaan. Ek was nog in die Black Lives Matter protest in die March for Lives, een jaar of iets, die volgende jaar is het Antifa, en hulle het masked men met bats en goed, en dan kom die regse ouens uit, en hulle kom met gewere en skiet die mense in Florida, en jy weet, toe die ander kant begin uprise, nie net 'n bietjie nie, dit was violence everywhere, hulle het karre gevat en in crowds en geram, ek het dit gecheck, hulle het begin sing, Jews will not replace us, jy weet, hulle is nie regtig neonazis, dis net mense wat dink, daar's 'n conspiracy om die wit mense te replace. Hierdie goed het begin gebeur, en toe het my oë bietjie oopgegaan, hier is iets is fout. So het ons hele straat, en die straat is lang, al die vensters gebreek, vir maande lank was dit net opgeborde glas oral, hulle maak dan my glas skoon, maar gelyk soos die apocalypse, en toe sal daai veldbrande, en hele West Coast brand af, en ek nog nie weet wat aangaan, maar ek het besef, ek is of ek begin nou hier oor met niks, nou as ek alles verloor het, so as my hele mood is down, ek het nog nie lus om, of ek gaan huis toe, en my plan was ek gaan terugkom Suid-Afrika toe, maar ek kon net my klere in my tas pak, dis al wat ek kon vat, en toe ek hier kom, so ek gaan maar terug gaan, maar toe kom Omicron, dus het, daai al daai goed weer, en toe na jaar, as jy jare nie wegbly, dan kan jy nie meer jou groen kaart hernie, toe, tussen die jaar, tussen 2 jaar, en toe later besluit ek gaan net iets opbly. En toe gaan ek in bodybuilding in. Want nou het ek my career soort van agter my gesit, en ek gaan nou maar iets anders probeer, en ek kyk ook nog uit wat aangaan, wat gaan ek doen. Ek gaan doen maar bodybuilding in, en ek is maar net om myself bietjie weer op te tel. En ek ontmoet al die jong ouetjies, en dit is allemaal so 20, 21, en dit is maar dis of jy is 40 in bodybuilding, in late 30s, of jy is 19 tot 25. En hulle is allemaal Christene, openly Christen, hulle praat oor God met my,
hulle sê die goed wat hulle sê, tattoos is alles, baie bodybuilders het tattoos. Alles kruise en weet, ek het dit opgemerk. En een ou bring 'n Bybel na die shows toe. Bodybuilding shows. Yes. Waar al die ander mense So jy compete nou? Ja, ek het nie, ek wil nie meer nie. Nee, maar jy so 3 jaar terug. Yes. Ek het gecompete. En goed gedoen en toe tog besef ek sta oud regtig om regtig te wen, so ek gaan maar begin bodybuilding posing lesse gee. Wat ek toe nou doen. Dis waar ek al die jongetjies aan. En almal van hulle is Christene. En aanvanklik het ek gedink, dis oulik. Sjoe. Dis nog wel my mindset nog was. Sure, man. Gedink, ek was nie neergekyk op dit nie, ek het net gedink, naïef, jy weet. Ja. En onthou my ma is die heeltyd 'n pastoor. Nog die heeltyd. Hierdie een ouetjie, hy lees 'n boek. Ek het gedink dis 'n boek. Toe lees ek nog, wil jy nie, ek sê vir een vir julle nie bietjie van gaan uit om hy so hulle ek sien hy lê nie daar lees 'n boek by homself. Ek kom gaan chat julle 'n bietjie met hom. En so 'n paar weke of miskien 'n maand later sê daai sal ek vir my sê oor daai boek wat hy lees is nie 'n boek nie. Dis die Bybel gelees. En hy's trots op. En ek tog nogal ek het binne my rol op my oë. En soos ek nou sê, ek weer nou terug na die oomblik waar al my oë net oop gegaan. En wat het nou nog gebeur? Okay, so dis kind of die begin van. Wel, op daai oomblik het ek dit nie besef. Maar dit is soort van die goedjies wat gebeur het. En ek dink toe Trump daai refugee status announced. En hier is nou 5 jaar wat ek bodybuilding doen. Trump daai refugee status announced. Toe ek weet nie, ek dink nie was dit nie, maar ek het begin dink, wat gaan nie aan? Dis expropriation wat ek kan. Want ek was so lank weg, 20 jaar omtrent in totaal van Suid-Afrika, so ek het geen idee. Maar ek het ook dit gesê, my veld in Amerika was lag. Risikobestuur en risikobestuur gaan oor corporate governance, social responsibility, environmental management. Obviously finance. So jy's nog in die woke sektor ook eintlik. Jy gaan dis eintlik so verleentheid. Ek was well known in Amerika, in my industrie, nie in Amerika, in my industrie, wat ook maar is dan nie everybody. Al die groot besighede moet comply, net soos Anglo-American en al die besighede, die moes comply. Al die besighede daar in Canada eers, in Australië, die meeste van ons kliënte was daar, moes comply met hierdie goed. En ek het in Amerika gebly en al die wokest maatskappye wou comply met hierdie goed. Want in Amerika is dit compliance, you comply at will. En toe kom die ESG ding in waar die stakeholders moet jou pressure om te comply, jou shareholders. So daar was ek populêr, nie ek nie, die message wat ek gedra het. En hier was die message, I'm from South Africa, growing up at the end of apartheid. And at that time, we recognized, our big businesses recognized that we must bring in the population into our, work environment, where we all accept that it's our duty, our responsibility. The corporate governance principles of South Africa, the King Code has corporate social responsibility, environmental management, blah, blah, blah. And we've been doing this for 30, or then it was 20 years. Okay? So that was my way in. En hang hulle monde oop, dan moet ek nou verduidelik hoe dit werk. So ek het 'n groot hand gehad in ander mense laat voel as wel you're bad because you don't want to do this. Net soos wat hulle hier ons geleer het. Ons met ons koppe gesmokkel het. Okay, so dat was my veld. So nou expropriation wat daar kom. Ek het nie eens geweet hoe goed gaan aan in Suid-Afrika. Ek in Amerika was dit ek almal gesê South Africa it's socially unacceptable to be racist in public. Nou weet ek nie van Malema wat die song sing, ek weet niks hiervan af. Want dit kom nie in die nuus nie. Okay, nou is ek hier nou, eerste keer wat ek daai video sien van Malema, ek het nie geweet hoe dit goed bestaan. Ek het nie eens geweet dit gaan aan nie.
Maar ek dink ek dink net dit is die geval met so baie mense wat baie into hierdie narrative, want hulle sien nie al twee kante van die storie You nie. cannot see it. Ja. Maar dis nie net dat jy dit nie kan sien omdat jy in die woke narrative is nie. Jy kan dit nie sien as jy nie 'n Christen is nie. Ja, eintlik, Okay. ja. So in daai oomblik het ek besef, wat gaan nie aan? Ja. En ek besef, ek onthou van hoërskool, geskiedenis was my subject. Yes. Dit is 100% vir al Yes. my opstelling en goed. En toe hulle praat van expropriation with compensation vir die farmers. Ja. Ek dink, wag, hierdie is communism. Ja. Jy sê dit, maar this is communism. Ja. Collective Absolutely. governance, collective management of the people. Ja. En Socialism. Boom, gaan hy liggie af en ek begin dinge gee. Ek begin praat op social media. Ek begin sê, wag, wait a minute guys. Ja. Dis iets gaan nie aan. Hierdie is communisme. Ja. Communisme is bad. Ja. Dit onthou ek van hoërskool. Jy wil ver bly van weg van dit af. Yes. Dit behoort en ek dink soos ek so begin praat, ek begin dink wat gaan aan. Toe besef ek het net so 'n oomblik gehad waar ek net besef. En also ek sê nou vir jou, ek het goed gesien om my, Ja. soos die natuur, maar in 'n Ander lig. ander lig. Ja. Ek wil nou nie hardop sê nie, want ek wil nie mense moet dink. As jy dis soos 'n droom wat jy oor vertel. Ja. As jy 'n droom oor vertel, dan klink dit altyd Ja, nie so cool. insane. Ja. Maar it doesn't sound the same way as I felt. Ja. Maar ek het hierdie oomblik gehad, goed gesien om my, en ek het net geweet I'm not alone. Ja. In hierdie oomblik, I'm not alone physically here. Ja. There's something here. Yes. En ek het net besef, wow, jy moet praat, jy moet uitpraat, jy is die regte ouderdom, Ja. jy het die regte ervaring, Yes. jy's credible, jy het al hierdie, jy weet waarvan jy praat van Amerika, jy weet waarvan jy praat van Kanada, jy weet van jy praat van Australië, jy is Suid-Afrikaans, so jy verstaan die, weet daai history wat ek so gechampion het in Amerika en Kanada, Ja. dit is my geskiedenis en dit so ek weet, daai is 'n false narrative. Ja. Want kyk, en dan toe besef ek, maar kyk waar is jy? Ja. Jy sit hier in Pretoria Oos, alles lyk mooi. Ja. Maar wag, ek moes my paspoort ook gaan hernie en ek het net 2 keer gegaan en gesê ek wil nie hier wees nie, dit is vuil, dit lyk asof dit lyk soos 'n derde wêreld Afrika land. Ja. Ek wil daar uit Ja. en ek het dit nooit hernie nie, want ek kon nie daar staan en daai. Ja. Ek weet die pad dis rubble in die straat waar jy in 'n lyn moet staan sommer honderde mense nou is heeltyd mense wat my vra, gee my R1000, dan kan jy jou paspoort gaan hernie. Ek het besluit ons land is Ja, ons het kanon, ekskuus, Ja. ek weet vloek nou. Nee, dis cool, man. Weet jy wat wil ek net sê, nee, soos jy nou praat, dis soos kom hierdie gedagte in my kop in van die wildernis tydperk. Jy weet dat God het jou op hierdie hele journey gestuur. Ja. En is soos hiernatoe en daarnatoe en soontoe en hier en hy het jou in hierdie magsposisie gesit om te kan gaan na Kanada toe en Australië. Presies wat jy nou eintlik sê, net om dit kan vir julle bymekaar te bring en jy het nie geweet jy's op hierdie reis nie. Nou, Maar eintlik die hele tyd wat ek net soos besef is dat iemand wat nie deur God gelei word nie, nê, al besef ons dit nie. Sou jy sou nooit jou oë sou nie oop gegaan het nie. As jy nie 100 nog eintlik die hele tyd in jou lewe deur God geguide word nie. Ja. En dan en die oomblik toe jy gereed is, toe hy soos Ja. dis asof hy net materiaal dis nie vir jou nie. dis asof hy net vir jou sê, soos en sê jy sê daai moment of clarity, daai epiphany of wat ook al, is dit net soos God wat vir jou sê, okay, nou, Johannes, jy's reg. En ek is hier Ja. en ons gaan dit doen. Ja. En nou moet ek vir julle sê, voor hierdie goed met my kon gebeur het, moes ek alkohol gelos het, met partytjies, en ek het, toe ek nou terugkom van Amerika af. Kyk, selfs in Amerika toe in die einde van die laaste 5 jaar, wou ek dit nie meer doen nie, maar jy is so Jy's in hooked in hierdie kultuur, jy Ja. kan dit nie opgee nie, maar ek het geweet, ek wil nie meer nie, maar dan val die hele tyd weer in dit. Nou weet ek wat dit is, dis alles duiwels. Absolutely. Nou as ek terug in Suid-Afrika en ek het net besluit ek gaan na my ma kyk, want dit is nou amper 20 jaar wat ek daar nie, wat ek uitmis op my familie. Familie, baie belangrik. So ek het opgehou drink, want jy kan in elk geval nie drink as jy bodybuilding doen.
Dis hoekom die jong ouetjies vir bodybuilding doen nog Christene is. Want die oomblik as jy op 'n bodybuilding doen, dan gaan jy uit en jy drink by Padstal jouself in 'n koma. En ek was 'n paar keer daar en gesien hoe lyk dit. Ons Afrikaanse jong mense word heeltemal mislei, ons gaan nou daarby uitkom. Ja. Maar okay, ek moes opgehou drink het, ek moes opgehou rook het, ek moes al hierdie, nou weet ek, dis alles goed, so dat ek moes al my addictions moes ek opgee. En ons nog baie ander addictions wat ek nou 'n bietjie skaam oor is, weet, alles maar goed wat jy nie moet doen nie. Al die goed wat die Bybel sê in Johannes 1. John. Die 1 John seker. Ja, wat is dit nou? Hoe die wêreld agteruit gaan wanneer jy dit goed begin opgee, soos eers, ek sien dit sê eers Romans 1, sorry. Romans, sorry. Een na die ander, as jy God verlaat as 'n gemeenskap, dan begin jy een vir een, soos wat jy nou gesê het, begin meer drank, begin homoseksualiteit en losbandigheid. Ek sê eintlik gaan hierdie goed saam. Dit is nie eintlik homoseksualiteit nie, dis losbandigheid vir almal. Want dit sê ook daar, die mans begin aan mekaar drang, so iets, en vrouens begin losbandig raak. Eintlik, as ek dit nou verstaan, ek dink baie mense sal sê, hy's anti-gay nou, whatever. Dit is, kyk wat vir ons jong mense, ons Afrikaanse mense is nou op OnlyFans. In Amerika is dit iets soos 1 uit 5 vrouens, wat nie op het is nie, maar wat dink hulle kan 'n beter lewe daar maak as om te gaan werk. Maar in Suid-Afrika om nie wat maak nie. In die bodybuilding world is daar mense op OnlyFans, daar is mense wat ons almal ken, in die bodybuilding world wat daar op is, openlik. Kyk net op social media, die mense, almal post goed, die word net minder en minder klere. Natuurlik weet ons losbandigheid is 'n ding al lank gelede, en dit gaan gepaard met homoseksualiteit. So wat ek nou besef het ook. Ja, kyk, ek wil dit net beter bewoord, is sexual immorality is die ding wat hy aanspreek. So sexual immorality is enigiets wat nie naturally in die woord van, jy weet, so homosexuality is deel van sexual immorality, maar dit is wat jy sê is, losbandigheid is ook deel van sexual immorality, egbreek is deel van sexual immorality. Al die stuff, dieselfde. Exactly. So die guys dink dat daar like, he hates gays. Maar that's not what it is. Al die goed is equally bad. Elke sonde, dis 'n ander ding wat ek nou meer en meer leer, elke sonde is equally bad. En is 'n hoek. En dis hoekom God sê it leads to death. Because jy begin dalk met 'n dingetjie wat jy dink is onskuldig. So ek uit my ondervindinge uit is een van die goed waarmee ek gesukkel het was gaming. Ek het gesukkel met gaming. Ek was addicted to gaming. Nee, soos games. Online games en addicted to games. Right? Kinders is almal. En dit het begin lei tot afskeep van geliefdes en werk en so dit is soos jy begin met ietsie wat onskuldig is, want jy haam niemand nie, right? Dis soos gaming. Gaming addiction. Maar jy sit vir ure daar. Nee, en exactly, en dan eventually is dit soos dit ruïn jou hele lewe en dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die skade, die dood wat daai addiction om jou bring. So my gaming addiction was net so erg soos 'n ou wat verslaaf is aan heroin. Want dit het my lewe ook ruïneer, net soos dit die crystal meth of die heroin sy lewe ruïneer, of die ou wat verslaaf is aan pornografie of die ou whatever it is, right? It brings death and destruction. En dis wat die Bybel sê ons moet teen waak, as hy sê die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek iets om te slag. Maar sorry. Nee, jy word dit baie beter onthou. Ek is nou nie in die dis kom ek die eerste keer in 40 jaar so. Maar hierdie goed vang my nou okay. So toe begin ek praat op social media. Eers weet ek waarvan ek praat maar ek sê maar net hierdie communism is bad. En toe kry Franso van der Merwe my daar. Ek weet nie of jy hom ken van Bitter Einders nie. Nee, ek doen nie. Okay, hierdie ouetjie word nou ek ken nie Bitter Einders ding, ek weet van dit, maar gaan aan. Hulle val hom aan hier die staat. Daar is 'n active campaign om
ons te onderdruk. Ek het dit sê, moenie 'n fout maak nie, ons word definitief onderdruk, maar dit is nie net wit mense nie. Christendom word onderdruk. Ja. Dit weet ons nou al, seker almal wat hier na die podcast luister met die CRL. En, Ja. maar het is ook nie net dit nie, dit is hierdie woke agenda. Ja. Push homosexuality, push race hate, Ja. push al hierdie goed, Ja. onderdruk eintlik Christendom. Want Ja. hallo, Dis 'n anti-Christ dit's 'n agenda. anti-Christ. Ja. Nou wat ek nou meer en meer, en nou die ander ding wat ek, toe ek nou terugkom van Suid-Afrika af en ek begin, nou is my koppie is leeg. Ek moet nou myself weer vul met iets, want ek het alles agter my gesit. En ek begin toe nou luister na podcasts en goed oor. En ek kry 'n bietjie aanklank aan hierdie mense wat sê, wat praat soos, hulle is regse mense, maar dit is nie far right nie, so ek het nog nie daar uitgekom nie, maar luister na die ouens wat sê, hierdie woke agenda is the occult. Ja. En ek luister na een na die ander episode, en ek kan nie genoeg kry daarvan, Ja. van die Parys Olympiese spele, Oh, yes. Ja. en ek begin dik daarin, en hy sê, hierdie mense sê, daar is die occult world besef dat ons is in die eindtye. Ja. En hulle doen rituals in die openbaar vir ons by die Olympiese spele, Ja. Madonna, Ja. Taylor Swift. Swifties. Hulle word net erger en erger, word meer intens. Alles ramp up to iets. Sorry, hierdie Ja. portret val die hele tyd Ja, af. dis vraag. En ek leer myself oor hierdie meer en nou sien ek dit oral. In Suid-Afrika, in Amerika, natuurlik weet ek dit nou van Amerika af, dit is baie mense het dit daar gesê, maar dan word jy onmiddellik ge-alienate as you're insane. Ja. En hierdie hele alien conspiracy, Ja. dis demonic goed. Ja. Ek kan nog nie mooi besluit of dit alles fake is wat hulle net met jou kop smokkel nie. En of hulle wil net hê jy moet obsessed wees daaroor. Want obsessie oor enigiets. Nou kyk ek na bodybuilding en ek dink ook, is dit obsession met jouself. Ja. Want as jy dit net gedoen het in jou vrye tyd as 'n hobby en jy gaan doen jou kompetisies, maar dis nie wat gebeur nie. Die ouens post hulle self, ontbloot hulle self op social media, en ek het dit ook gedoen, so ek beskuldig niemand van iets. Ja. Ek moet ook in haar lewe invul. Dis net jou besef. Ja, dit gaan eintlik, want jy is half kaal op Ja. foto's heeltyd. Daar's jong mense wat daarna kyk. Ja. When I am God, this church is on Ja, sale. I'm God, dis waar hulle heen beweeg. I'm God. En nou kom ek by die ergste van alles, en dit is die rede hoekom Suid-Afrika lyk soos wat dit lyk. Het eintlik niks te doen met rasse nie, niks te doen met enige van ons nie. Hier's 'n strategie wat kom uit Europa, World Economic Forum. Ja. Wat One World Order. transhumanism, World Economic Forum, Ja. One World Government, One World Religion. En kyk na die Church of England is nou 'n soort van bowing to the Pope. Die Rooms-Katolieke Kerk is nie, ek sê nie al die mense in die Rooms-Katolieke Kerk nie, natuurlijk is daar Christene daar, maar die papacy, Vatican, that is not Christian. Nee, dit is nie. Dit is 'n afgod. Ja. En Kerk van Engeland, die koning van Engeland, hierdie mense is nie Christene. Nee, hulle is nie. Nee, hulle is besig om hulle powers oor te handig aan die papacy. Ja. Trump wat nou soos 'n koning, hy daar's hierdie No Kings protest, hy behave soos 'n koning, hy doen net wat hy wil. Hy breek sommer die helfte van die East Wing van die White House af. Bou 'n grand ballroom. Wat? Ja. Dis wat ek ook dink, man, en ek dink soos om dit terug te bring na die Bybel toe, en alles wat jy nou genoem het, is, die Bybel sê voor die Great Tribulation, of wanneer die Great Tribulation kom, sê Jesus self, sy eie woorde sê, it will be as in the days of Noah. En as jy gaan kyk na gaan lees Noag, en as jy gaan kyk na Noag, gaan kyk jy na, daar staan goed soos the Nephilim was still on the earth in those days, en so hierdie was hierdie transhumans, right, hierdie was hierdie breed tussen human en angel, en hierdie giants, en ek meen die giants het nog, selfs met die trek uit Egypt was nog giants, nee, toe
toe die Israeliete gaan kyk het na Kanaan die eerste keer, toe kom hulle terug, toe die ouens soos, ons was so springkane teenoor hulle, hierdie ouens is so groot, so dit was giants. So die vloed het nie die giants uitgeroei nie, maar in geval, ek wil nou nie in die giants ingaan nie, in die Nephilim en goed nie, maar basically wat ons moet besef is, die tekens is daar, gaan lees net die Bybel, gaan lees die storie van Noag, gaan lees weer Genesis, en dan sê dit, en dan wat Jesus sê, wanneer die Great Tribulation gaan begin, is it will be like in the days of Noah, maar obviously ja, daar moet nog 'n klomp goed gebeur, soos die tempel moet herbou word en al sulke staf, maar ons is in die growing pains. Ons is definitief in die growing pains en ons sien dit nou met soos robotte wat nou, ek meen Elon Musk is besig om robotte te bou. Daar's nou 'n ou wat 'n robot gelunch het in Chicago heel toevallig wat hy ek kan nie eens die ding se naam onthou nie, maar dis letterlik hulle verkoop die goed al. Dis soos $40,000 en dan het jy 'n butler en hy doen alles vir jou. Hy kan jou huis skoon maak, hy kan die deur vir jou gaan oopmaak. Hy kan jou flip 'n gat af vir jou as jy regtig wil hê, jy moet verstaan. En ons is besig om in daai transhumanism en nou is daar sprake van seksrobots en dit is crazy. Verstaan, dit is crazy en dis so cool wat jy sê. Jy kan nie die goed sien as jy nie 'n Christen is nie. En ongelukkig is daar baie self-proclaimed Christians wat net sê, en ek het hierdie gesprek met iemand die ander dag gehad, wat dis maklik om in Suid-Afrika, veral in Pretoria, om te sê ek is 'n Christen. Want ons het, en dis nou soos jy sê, dis cool, dis onder die jong mense, ons het al hierdie massive kerke met duisende jong kinders, en is mooi, maar is dit regtig legit? Are you a true reborn Christian? Do you know what it means? Have you suffered for Christ yet? En dis die vraag wat ek het, want jy kan nou getuig van, en ek kan getuig van, vandat ek hierdie show begin het, moet ek baie mense se gemors opvreet. En dit laat my besef dat daar is nie so baie, ek stel dit so, ek verstaan hoekom Jesus sê, many will come to me and say, Lord, Lord, and I will say, depart from me. I never knew you. Spit you out of my mouth. Ja, maar dit is nou in Openbaring, maar hy sê, en ek dink is ek praat onder korreksie, maar is in die Gospels. I don't know. Hy sê, depart from you, I never knew you. Want hy sê, many will come to me and say, Lord, Lord, didn't we drive out demons in your name, didn't we prophesy in your name, didn't we heal people in your name? Hy sê, depart from you, I never knew you, want ons aanbid die ritueel van kerk. En kerk is net 'n funksie van die liggaam van Christus. Kerk is nie die liggaam van Christus nie. Hierdie is net soveel deel van die liggaam van Christus soos wat 'n Sondag by die kerk is. Want hier praat ons oor God en die waarheid. Verstaan jy wat ek sê? So hierdie podcast is a function of the body of Christ. Kerk, die fisiese kerk, it's a function of the body of Christ. It's not the body of Christ. Jy moet 'n persoonlike verhouding. Ja, exactly. En ek moet sê, jy gaan dit nie, as jy nie dit self kan sien, dat hierdie hele, alles met AI, alles van AI, is evil, dink ek. Ek dink daar's baie mense wat sê, soos John Lennox, luister ek baie na op social media, hy sê, it can be good for you, but it can also be the end times, the beast system. My gevoel is, dit is baie soos al die ander goeies wat ons net 'n bietjie vat. Hierdie ding gaan nêrens goed vir niemand nie. En as jy dink dit is 'n goeie, dit gaan wonderlik wees om robotte te hê wat alles vir jou doen en jy gaan nie hoef te werk nie en 'n basic universal income kry, dan moet jy weet, dan kan jy nie, dan het jy nie daai persoonlike geloof met God nie, want jy is veronderstel om te werk. En net om by die grense terug te kom. Daar's nêrens in enige plek in die Bybel waar dit praat van multiculturalisme en almal is gelyk en dieselfde en ons wil bou na is Babel. Dit is eintlik. Okay, so al die ander verse praat oor nasies. Daar's 'n mic drop moment. God beskerm Israel, die nasie van Israel teen die ander nasies wat teen God is. En wat ons sê teen God beteken die tipe leefstyle wat ons vandag het. Dis teen God se wil. So
ons moet na ons eie nasie kyk vir hierdie rede. Dieselfde rede kom ons 'n kerk het, is sodat ons mense bymekaar kom sodat ons die boodskap aanhou aan die lewe hou. Ja. Dit is hoekom jy 'n nasie moet hê, want jy kan net hierdie konsepte regtig tussen mekaar verkondig. Natuurlik kan ons ook dit dan nou met ander Christene verkondig, maar oomblik ons dit verloor in Afrikaanse gemeenskap, gaan ons nie met ander gemeenskappe, dit gaan net doodgaan. En dit is presies wat die duiwel wil hê, hy wil hê dit moet doodgaan. Die remnant moet weg. So, ek is baie erg oor, ons moet Afrikaanse territoriale afstigting, selfbeskikking kry, ook al dit lyk ek weet nie wat die regte antwoord is nie. En ek dink dieselfde moet gebeur in die ander Christelike gemeenskappe van Suid-Afrika, swart, kleur, Engels, wie ook al, ons kan almal saamwerk, maar ons kan nie almal, ons is anderste, almal is anderste, ons kom van ander agtergronde af, ons kan nie almal saam as een massa lewe en dink dit gaan fyn is nie, dit gaan nie. Dis juist wat hulle afbreek, ons sien, hulle maak dit 'n ras issue. Dis alles materialism, het gaan net oor die uiterlike ras en so. So hulle wil hê ons moet die demographics van die land represent oral in woongebiede en stadsraad of whatever. Dit is by design om mense af te breek, die gemeenskappe af te breek. En kulture af te breek. En eintlik gaan dit oor spirituele ding, oor Gods. Okay, so dis die ene wat ek wil sê. Die ander ding was die ander goed wat in die Bybel sê, alles wat daar staan is waar. Dis wat ek nou besef. Dis alles 100% waar. Daar's nie net 'n bietjie wat waar is en 'n bietjie wat nie waar is nie. Elke liewe woord is waar. Wat ek nog geleer, ek raak eintlik baie opgehou daaroor. Ja, ek glo dit. Alles is waar. Dis nie net waar nie. Dit is 'n boek wat layers and layers of truth sê. It's living. Living. Die Bybel sê the word is living and truth. En die ding is, soos ek gebruik baie hierdie voorbeeld, as jy kan nou Matteus lees. Ek lees nou weer Matteus vir die 100ste keer, ek weet nie hoeveel nie. Maar daar's nuwe goed wat met my praat. Dis elke keer, ek het Openbaring al seker, ek over-exaggerate, maar seker al 50 keer gelees. En elke keer is dit soos asof iets niets uitstaan vir my. En dis hoekom die Bible is living in truth, nee, want is soos, hy praat met jou die hele tyd, en is elke keer iets niets, en is soos, elke keer kan jy Revelation kry uit 'n vers wat jy al 300 keer gelees het, dan kry jy 'n nuwe Revelation, dan openbaar die Gees iets niets in. Maar ja, sorry, ek wil net dit gesê het op daai punt van. Ek vind dieselfde goed. Ek is nie mal oor lees nie, so wat ek doen is ek lees 'n bietjie, en dan gaan luister ek na John Lennox, daar's Amir Asfarti. Ek ken van weer, En sy chommy, Amerikaanse pastoor chommy. Ek luister na hulle analise, maar dan luister ek ook na probeer ek ook mense wat die hele geskiedenis uitlê. Daar's so Engelse ou wat vir jou mooi alles uitlê hoe die geskiedenis werk. En ek hou nog van geskiedenis. Dan alles wat in die Bybel gebeur het, daai goed is als waar. Hulle grawe nou nog goed op, dan sê hulle, wow, hierdie was daai bewys daai vers. Hulle het nou net iets gekry weer, soos verlede week. Die Assyrian text of iets. Maar dis is nou weer 'n nuwe discovery. Maar anyway, sorry, net om te bevestig wat jy sê. Dis nie net dat die goed waar is en werklik gebeur het nie. Dis ook John Lennox lê Daniel se profesie mooi uit. En hy sê hierdie goed is geskryf soos beter than Shakespeare. Nie dalk die taal gebruik nie, wat 'n bietjie weird vir my hoe die Bybel geskryf is, die taal. Maar die manier hoe dit uitgelê is in die droom, daar's 2 drome in 2 koninkryke. Daar's die beest, die dier wat 'n storie, dan staan die outcome. Maar die goed is nie geskryf so in sulke fases nie, dis geskryf deur die Bybel, maar as jy dit gaan alles bymekaar sit, dis asof dit beplan was, en hoe, dit is nie net daai nie, die hele Bybel is vol sulke, weet nie wat die woord is, cross-references. Cross-references, maar dit is amper, dit is bonatuurlik, dis bonatuurlik, want geen mens kon hierdie goed uitdink, jy moet 'n absolute
Ek kyk hierdie goed is geskryf oor verskillende tydperke. Ja, dis 1800 jaar. Ja, so 40, ek weet nie, ek praat onder korreksie, maar 40 verskillende skrywers. Dis ja, ietsie, en dis oor- ietsie. dit was oor verskillende tye So, en ja. en die Nuwe Testament is ek weet ek het dit nooit so besef nie. Dalk het ek dit gemis in die kerk, maar ek is 15 al in die kerk, ek wil ek nie meer gaan nie. Maar hierdie boeke van die Nuwe Testament is briewe wat geskryf is, jy weet, uit iemand se hart, uit stories daaroor kerke reg oor Europa en die Midde-Ooste. En al daai goed is applicable in vandag se tye in Suid-Afrika, en Australië en Indië, waar ook al. Die ander ding wat ek nou ook besef is, reg oor die wêreld kry mense 'n ontwaking. My ma is 'n pastoor, so sy het sendingwerk gedoen, so sy sê vir my, die stories wat uit Iran uitkom is dat mense kom in hulle drome, sê hulle word geroep deur Jesus. Ja, absoluut. Ja. Daar's 'n massive revival onder die jeug in Iran. Soos dat hulle ondergrondse kerke en in China, waar dit glad heeltemal verban is. Ek dink Bybels is illegal in Noord-Korea ook, maar daar's mense in Suid-Afrika. Jy kan 'n Bybel hê, maar hy moet deur die staat goedgekeur wees. Okay. Daar's iemand in Suid-Afrika, Chris Royes ding ek noem hom, wat sê hy het al Bybels in Noord-Korea ingekry. Royes Strauss. Ek dink ek dink dis wat hy gesê het by die hierdie die protest wat ons aandag was. Hy sê hy het hom gekry en hy sê ooit mense val op hulle knie en huil as hulle die Bybel kry en hier sit ons in Suid-Afrika en ons sê I'm going to church and I love the worship in the church. En hierdie mense se koppe word afgekap en word in Noord-Korea skiet hulle jou met 'n groot anti-aircraft missiles dood as jy iets verkeerd doen en daai mense huil as hulle Bybel kry. So ek dink die boodskap is ek het 'n lewe van sonde gelewe my hele lewe, ek is heeltemal vermislei, maar terselfdertyd is ek deur 'n journey wat my alles gewys het en ek besef nou toe ek alles verloor het, besef ek dit was alles worthless. Alle materialism was worthless. Al die skoene wat jy wil hê, die nuwe jeans, die partytjies, die drank, die sport waarna ons kyk, die rugby games, al hierdie goed is meaningless. Alles van dit is meaningless. Absolutely. En nou besef ek dit vir die eerste keer. Only thing that means something is are you saved or not. Absolutely. Anders dit is letterlik 'n fight vir jou siel. En as jy nie onmiddellik, want ek glo ons is in die laaste dae van die eindtye. Wat is tribulation Afrikaans? Verdrukking. Die verdrukking dink ek is reeds soort van aan die gang in ander lande en dit is nou hier, dit gaan nou hier aankom en jy moet jou saak regkry met die Here. En dit beteken nie gaan net kerk toe nie. Dit beteken werklik alles wat jy moet besef, alles is materialism en communism waar ons nou is in Suid-Afrika, die GNU, die RNE, dis communisme, is die ultimate materialist systeem. Want dit gaan net oor ras, verdeling, dit gaan net oor nommers, hoeveel persentasie, dit gaan glad nie oor God nie. So dit gaan nou begin nog meer as ooit tevore. Dis cool man, ek love it. Julle ons het ongelukkig nie meer tyd nie, maar ek sê nou net vir Johannes, ek gaan hom definitief terugnooi vir nog 'n episode en laat ons verder in dit in kan gaan want ek dink dit is so waardevol. Maar wat ek net wil sê is net om jou punt te staaf met 'n Bybelse storie is Salomo was die slimste man eerstens op die aarde, maar boonop uit sy wysheid het hy die rykste man op aarde geword, die mees suksesvolste man op aarde geword. Hy het God se tempel gebou en hy het obviously duidelik in die Bybel die pad duister geraak op stukke en 500 vrouens getrou en mal gegaan, maar hy skryf aan die einde van sy lewe, dit was alles te vergeefs. As dit nie 'n gejaag na God is nie, as dit nie in lyn is met jou gejaag na God nie. En dis wat ek vir mense wil sê, jy kan, soos jy nou sê, jy kan alles hê, jy kan die karre, jy kan die girls hê, jy kan die huise hê, jy kan alles hê, maar what is it gain a man if he gains the whole world but loses his soul? En dis waaroor dit vir ons gaan. Dit gaan oor jou siel. En ja, ons moet nou afsluit, ongelukkig. Ek sal baie graag nog verder wil praat. Ek hoop julle het hierdie chat geniet, maar soos ek sê, ek gaan nou met Johannes
reël dat ons weer opneem. Hy's gelukkig nie so ver van my af nie. So ons sal ietsie ons sal ietsie binnekort vir julle in die pipeline hê en weer gesels. Maar julle kan hom gaan uitcheck op Facebook hoofsaaklik, né? Ja, en as hy nie geban word. word. Ja, ek is baie outspoken. Luister mooi, die boodskap, ek voel ek moet dit doen. Ek moet dit doen want ek wil nie hierdie jong mense moet hulle self expose nie. Want dit is 'n groot risiko wat ek vat, maar ek doen dit want ek voel glo dit is wat ek moet doen om soveel as moontlik mense te probeer bewus maak van wat aangaan. Amen. Julle, dankie. Ons sien julle in die volgende episode en ja, dankie dat julle ingeskakel het. Cheers. Bye.